Welkom by die Maak My Miljonair potgooi. Op hierdie potgooi gesels ons met die huidige deelnemers van Maak My Miljonair as ook vorige jaar se deelnemers om hulle stories, lesse, tools en tips wat hulle kan deel te hoor. En hopelik jou te help om jou besigheid ook op 'n beter manier te bedryf deur te hoor wat hierdie jong, inspirerende hoërskool-entrepreneurs regkry in hulle besighede. Nou, vandag se episode is 'n spesiale episode, want langs my hier terug op die brandbank sit Jason Coulson. Hulle gaan my nie vasvra. Not a chance. Ek is die trotse eienaar van JC CBT. Sonder dat ons verder hoef te wonder daaroor, het jy 5 jaar van die beoordelaars. Ek is baie gelukkig. Ek is deur na die top 30 toe. Jason is die wenner van Maak My 'n Miljonair 2024. So hierdie episode is 'n kampioen episode. Jason, welkom op die brandbank. Dankie Amber, dit voel vreemd om terug te wees sonder dat daar 'n paneel beoordelaars met peper met moeilike vrae. Ja, jy was obviously al op die brandbank aan daai kant en dan was jy nou hierdie jaar 'n judge ook gewees op die brandbank. Ja. So, nee, hoe voel van albei kante af. ek hoop nie hy brand nie. Hy is obviously baie Nee, chill. is baie rustig vandag. Jy het dit. Get it. Awesome. Jason, dis vir my so lekker om hierdie journey saam met jou te stap. Obviously het ek gedien as jou mentor in die 2024 reeks waarin jy deelgeneem het en ek dink baie mense het jou gesien op TV en toe jy nou gewen het. Maar in die 2025 jaar wat nou verby is, het ek 'n vriendskap met jou gebou. Ons het saam gewerk as 'n span om hierdie jaar se seisoen af te poel. Jy was by elke uitdaging, jy was by elke brandbank, jy het die deelnemers gecoach, hulle gementor, jy het selfs gaan koffie drink saam met hulle om hulle te help met hulle besigheidsprobleme. So dis vir my 'n absolute eer om nie net te kan dien as jou mentor nie, maar ook 'n vriendskap met jou te kan bou en te kan sê ons is vriende en ons is peers in besigheid. En dis vir my lekker. Ons het nou so gejoke oor jou claw machines versus my properties. so waarom wat er nie in is op die joke nie. As ek 'n property koop, betaal ek so 1 miljoen rand vir 'n property. Ek renovate hom vir so 500,000, so ek 1.5 miljoen rand in op die eiendom. Dan maak ek so 30,000 rand 'n maand se huur uit die eiendom uit. Dan trek ek water en ligte af, maintenance, al daai goed. En dan eventually op elkeen van my properties maak ek at least 10,000 rand 'n maand positive cash flow na alle aftrekkings wat ek terugsit in my sak. Maar jy het net vir my vertel jy maak 10,000 rand 'n week op 'n claw machine. So, dis vir my mal dat jou claw machines beter doen as my eiendomme. Maar dis soos mini eiendomme. properties. Ja, Jy het dit vir my gesê in jou brandbank episode en toe jy op die brandbank was en dit het my instantly gehook. Mini properties. Praat bietjie daaroor. Kom ons praat daaroor. Ja, definitief. Hoe lyk jou besigheid en jou claw machines en hoekom sê jy dis mini eiendomme? Ek sien dit as 'n investment. Dis 'n asset. Ek koop 'n asset, ek sit hom op 'n location en ek generate 'n inkomste passively. Soos enige eiendom het jy jou maintenance, jy het 'n customer of 'n huurder wat complain, ietsie is fout en jy doen 'n call-out en gaan deur. Maar aan die einde van die dag is dit 'n asset wat daar staan wat net vir jou geld genereer op 'n maandelikse basis. In kontraste, ek moet bieg, oom Albert se 1.5 miljoen rand huis is daarom 'n asset waarop oom kan refinance en weer liquid geld uit dit uitmaak om net so cash flow te hê. So dis bietjie die downside van die claw machine. Jy kan nou nie op die asset gaan leen nie, maar hy staan daar en hy doen sy werk en sy return on investment binne 2-3 weke op 'n goeie site het jy jou geld al terug. Ja, want daai return on investment is deur die dak. Ek gaan nie sê op die podcast wat jy betaal vir 'n masjien nie, dis jou trade secret. Maar ek meen 10,000 rand 'n week op 'n masjien en dit kom als van veranderinge wat jy gemaak het oor die laaste jaar. In die begin het jy coins gebruik, nou gebruik jy kaartmasjiene.
verduidelik my 'n bietjie daai journey. Ek ken dit nou obviously baie goed, maar vir almal wat nou luister. Kyk, maak my 'n miljonair om Albert is regtig transformerend. En partykeer hoor jy die kleinste dingetjie in 'n 8 ure werkswinkel wat heeltemal jou besigheid verander en wat dan in return heeltemal jou lewe verander. Ek kan onthou, ons het gesit by Akademia hier in Pretoria in 'n werkswinkel en oom Albert mention ease of purchase. Dit moet maklik wees vir jou kliënte om by jou te koop. En ek sit en dink toe, hoe maklik is dit regtig vir 'n kliënt om by my te kom? Jy moet moeite doen, jy moet vra vir R5, dan moet jy geld omruil en dan moet jy vanaf gaan speel. En net die klein verandering, net die 8 of so maande wat ek gevat het om uit te figure hoe om kaartmasjien op my klommasjiens te bou, het toe dan veroorsaak dat ek 'n klommasjien vat wat R4,000 'n week maak, na 'n klommasjien wat R40,000 'n maand maak. En dit is ietsie wat oom Albert my in 5 minute geleer het, maar die impak is fenomenaal. Dis amazing. Baie mense vra my met Maak My Miljonair, hoe kies julle die wenner van 'n seisoen? Dan sê ek altyd vir hulle, okay, ons vat brandbankpunte, ons vat uitdagingspunte, ons vat boekepunte, ons vat 30%, 30%, 30%, sit dit in 'n Excel spreadsheet en dit besluit die wenner. Maar ek dink hierdie podcast gaan vir mense dit baie duidelik maak hoekom jy die wenner is van 2024 se reeks. Dis amazing hoe jou mind dink rondom besigheid en dis vir my lekker om daai journey te sien. Ek het jou gesien toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair en ek ken jou nou baie goed, baie persoonlik en ons spandeer baie tyd saam. So dis vir my amazing om te sien daai growth en hoe slim jy dink rondom besigheid. Jy het nou die dag vir my gesê jy het 'n bietjie van 'n competitor gehad wat ingekom het, baie masjiene in die mark gesit het. En in plaas van om dit te sien as 'n threat, wat het jy gedoen? Kyk oom Albert, die moeilikheid as 'n jong entrepreneur is altyd kapitaal. Dan kry jy game changers. 'n Oom wat al 20, 30 jaar besigheid bedryf en hy het massive scale besighede gebou en hy verkoop sy besighede en hy druk al sy geld in masjiene in. En nou is hy 'n huge competitor. Maar ek gaan nie net terugsit en kyk hoe word my industrie gedominate nie. En ek besluit toe om 'n meer kreatiewe spin op dit te vat. Klommasjiens te redefine. Wat is 'n klommasjien? Hoe werk klommasjiens? Wat wen jy in klommasjiens? En ek het besef the sky is the limit. En dit is eintlik nie waar nie. The sky is not the limit, the galaxy is the limit. Want jy kan nog deur die sky beweeg. En ek besluit toe om kompetisies te run. Yes. Ek het nou 'n competitor. So be different, be bigger, be bolder. En ek besluit om 'n PlayStation 5 weg te gee in 6 van my klommasjiens. Die kompetisie hardloop nou nog en binne die eerste 4 dae betaal ek die PlayStation terug en die mense gaan mal oor die JCC The Claw Golden Ticket. Want hier staan jy 'n kans om in jou traditional R5 teddybeertjie, jy vang 31 keer, 'n PlayStation te wen, waar jy eintlik 1 en 2, 1 en 3 keer 'n teddybeertjie ook uit die masjien uit kry. En so regain ek weer my position en my competitor se growth het bietjie begin stagnate, sien ek. So ek voel ek was suksesvol in my pak. Ja, want jy het een kliënt met 'n R10, R20 of R5 en hy het besluit waar hy dit gaan spandeer. En ek het nie aan daai solution gedink nie, want jy het na my toe gekom en gesê, Albert, dis my probleem, wat moet ek doen? En ek kan nie onthou wat se ander raad ek jou als gegee het nie, maar ek het nie aan daai solution gedink nie. En jy het gekom en gesê, okay, hoe wen ek my kliënt se R10? Hoe kry ek dat hy dit by my spandeer? En dit was so 'n slim strategie. En ek love ook hoe jy dit gedoen het. Ek meen jy het PlayStation box daarin gesit. En jy trek die community bymekaar, trek die restaurant bymekaar waar die masjien staan en hoe jy daardie besigheid doen en jou kliënte eintlik deel maak van die journey is awesome. Ja, om bietjie by te las op dit. Ek doen live draws om bietjie meer konteks te gee. So, ek het geweet as ek nou 'n PlayStation draw doen, moet ek ook bietjie value kan communicate
aan die restaurant, want hulle gee vir my die platform om my besigheid te bedryf. Sonder hulle, sonder Hennies wat gestep up het en gesê, Jason, ons sal jou help, sou dit nie moontlik wees nie. En ek besluit om aan hulle terug te gee, nooi ek almal terug wat 'n PlayStation 5 Golden Ticket gevang het, en ons hou 'n massive live draw met entertainment, en ons maak dit so fun vir die mense, dan kan ek daar 'n bietjie teruggee aan die restaurant, 'n bietjie meer as die 20% wat ek reeds doen. Ja, en jy maak hulle deel van die journey. That's it. En as jy jou kliënt deel kan maak van jou groei, dan voel hulle is involved. Dis amper hulle besigheid ook, saam met jou. En dit is 'n great plek om jou kliënt te hê, altyd, in enige besigheid. Maar Jason, daar's nou 'n paar mense wat luister na die podcast, en dan is hulle soos van, okay, ek hoor klomp cool goed, maar hulle het dalk jou nie op die TV gesien verlede jaar nie, hulle het dalk nie jou journey gesien nie, hulle het dalk nie verlede jaar die show gekyk op via TV nie. Kom ons backtrack. Vertel vir my, hoekom het jy ingeskryf? Toe jy ingeskryf het, waar was jou besigheid gestaan toe jy jou eerste videoetjie gemaak het? Hoeveel geld het jy gemaak? Hoe groot was jou besigheid? Hoeveel klommasjiens het jy gehad? En toe, aan die einde van Maak My 'n Miljonair, met daai groei, waar het jy gestaan toe jy daar op die verhoog die trofee vashou by die gala aand? Waar was jou besigheid toe? En waar is jou besigheid nou? Kom ons gaan deur daai hele life cycle. What a journey, Albert. What a journey. Ek kan nie glo, dit was net 'n jaar terug wat ek ingeskryf het nie. So, initially, het ek Maak My 'n Miljonair op YouTube gesien in 2022. En ek was so geïnspireerd deur Matthew se storie. Ek kon nie glo dat Matthew gegaan het van 'n R50 af na aan die einde van die kompetisie 56.000, 120.000. Dit was vir my fenomenaal. Op daardie oomblik was ek nie regtig wealthy nie. Ek kom nie regtig van 'n baie wealthy gesin af nie, maar ek het nog altyd 'n droom gehad om my lewe sukses te maak. Op daardie oomblik was my lewenslange droom om in 'n vliegtuig te kan klim en die wêreld te toer. En ek kom toe af op Maak My 'n Miljonair en ek word geïnspireer deur Matthew se storie. En ek sit 2023 en ek wag vir Maak My 'n Miljonair om na my skool toe te kom, en ek stuur WhatsApps en ek stuur DM's, maar ongelukkig het my skoolhoof op die oomblik toe nou nie gesê dat Maak My 'n Miljonair kan kom nie. Toe besluit ek in 2024, as ek iets wil hê, moet ek dit vat. Ek hoef nie te wag vir die opportunity om na my toe te kom nie. Ek moet dit net aanvat en ek gaan vir dit gaan. En ek koop eerste 'n boek met die naam van Rich Dad Poor Dad. En in die boek verduidelik Robert Kiyosaki, jy moet eerste 'n asset koop wat betaal vir jou liability. So my droom is 'n vliegtuig. Ek wil in 'n vliegtuig klim en ek wil kan rondvlieg. Huge liability. So ek kort 'n paar huge assets. Ja. En in die boek praat hy van 'n money making machine. En hierdie woord baffel my. En ek stoei vir 3-4 weke. Wat is my money making machine? En ek kom toe af op een van die beste idees wat ek in my lewe gehad het. 'n klommasjien. En natuurlik, soos wat daar in enige besigheid gaan gebeur, is daar 'n bietjie naysayers. En ek vertel my storie en ek praat met 'n paar mense en nee Jason, 'n klommasjien gaan nooit werk nie. Nee Jason, 'n R5 game gaan nie geld maak nie. Maar ek het hierdie groot droom. So ek gaan dit moet maak werk. Maar die grootste probleem is, ek het nie kapitaal vir my eerste klommasjien. So ek verkoop my Xbox, ek verkoop my motorfiets, ek verkoop nog 'n paar dinge wat in die huis staan wat ek nie gebruik nie, en ek koop toe my heel eerste klommasjien, en ek maak R500 'n week, en ek skryf in vir Maak My 'n Miljonair. Dit was die beste keuse na die klommasjien wat ek in my lewe kon maak. Want Albert leer my toe, van R500 'n week af, om oor die 8 maande my besigheid te groei na 8 klommasjiens toe, en hierdie 8 klommasjiens doen ewen beter as R500 'n week, en hulle doen R56.000 'n maand, waar ek op die verhoog staan met my trofee in die lug gereis. Seker, Dis amazing. pinnacle van my Maak My 'n Miljonair journey. En nie 8 maande later nie, waar ons nou sit, maak ek al R120.000 'n maand. Met my nuutste masjien is my projections vir die volgende maand R150.000 'n maand.
En ek bly net groei. Elke week, elke maand kry ek nog meer en meer masjiene. En die droom van die vliegtuig in my oë is 'n moontlikheid. Wat 'n storie om te vertel. Wat 'n inspirerende storie. Ek dink enigiemand wat na jou storie luister wat jy net vertel het en nie dink, wow nie, het iets gemis, want dit is absoluut inspirerend. Van 0 tot by R120,000 'n maand in 2 jaar basically. En jy's nou 20 jaar oud, right? Dis 19 om. Jy word nog 20. Ek Jy's word 19 jaar oud. Op 19, R120,000 'n maand. Sê dit gou weer. Hoeveel is dit? R120,000, maar met die nuwe masjien wat ek laasweek ingesit het, project ek 150. Jy maak R150,000 'n maand op die ouderdom van 19. Dis amazing. En dis deur entrepreneurskap en dis zero excuses. 2 jaar terug het jy gesit in 'n posisie waar jy geen inkomste gehad het nie. Jy moes van jou goed verkoop in die huis om die eerste masjien te kry. Wow. Dit is absoluut amazing. Ek dink altyd by myself, as ek sou moes deelneem aan Maak My 'n Miljonair. Ek dink ek sou met jou wou compete nie. Ek dink jy sou daai jaar gewen het as ek deelgeneem het. Maar dit is vir my so 'n voorreg om jou te kan mentor en te kan guide deur hierdie proses en om jou groei te kan sien waar jy nou is en dis absoluut amazing. En ek dink jy het nie net 'n massive verskil gemaak in jou gesin en in jou familie nie. Jy het 'n groot impak gemaak in jou gemeenskap, by jou skool. Ek dink jy's 'n massive voorbeeld vir almal in jou community wat kyk na jou en wat jy ge-achieve het. En ek dink jy skep soveel hoop in jou area en by jou ou skool. Ek onthou toe ons hierdie jaar jou skool gaan besoek het, hulle was crazy geweest toe jy op daai verhoog stap. Hulle het geloof wat jy doen en ek dink jy's 'n baie goeie voorbeeld vir hulle. Hoërskool Die Anker. So dis awesome. Jy het hierdie jaar saamgekom en die skoolbesoeke saam met my gedoen. Inteendeel, ek dink jy 30% van die praatjies heeltemal op die eie gedoen by skole. Vat ons deur daai journey. Hoe is dit om, jy was nog die vorige jaar op skool, nou staan jy voor en nou inspireer jy ander hoërskoolleerders? Dis bietjie intimiderend, om Albert, ek moet sê. Ek weet elke keer wat ek op die verhoog staan. Maar kom ek backtrack bietjie. Ek weet watter groot impak Maak My 'n Miljonair op my lewe gehad het. En ek weet hoe belangrik dit was vir my dat ek daai video van Matthew gesien het en die invite van Matthew en Shaniqua ontvang het om deel te neem. So vir my is dit bietjie intimiderend, maar ook dit is 'n massive voorreg om hierdie groep van 1,500, 1,700 leerders te nooi om op 'n transformerende 8 maande te gaan wat hulle van R0 af na 65, na 100,000 toe, na 200,000, na 1 miljoen toe kan gaan. The sky is the limit. En ek weet hoe groot impak het vir my gehad het. Ek kon sien hoe groot impak het dit op die lewens van hierdie jaar se deelnemers gehad. Ek het hulle ontmoet by die skole, met 'n paar van hulle gepraat, en toe ek hulle by die werkswinkel sien, is hulle klaar soos 'n hele step up, net deur die praatjies wat ons gelewer het en bietjie advies wat ons gegee het na die tyd. En om te dink aan hulle growth van die begin af, van die praatjies tot waar hulle was by die gala aan, is fenomenaal. So die skooltalks was vir my so lekker. Ons het so baie kinders inspireer. Dis altyd so cool om te sien hoe hulle crazy gaan as hulle hoor Maak My 'n Miljonair is by hulle skool. Ja, en ek dink nou kort so 'n boodskap. En dit is hoekom ek Maak My 'n Miljonair begin het, want toe ek op skool was, het ek gewens vir 'n entrepreneur of 'n miljonair of iemand wat goed is in besigheid om my skool te kom besoek en my net 'n bietjie paar tips en tools te gee, want daar was nie so iemand gewees toe ek op skool was nie. En ek dink daar is honderde, duisende hoërskoolleerders in skole reg oor Suid-Afrika wat dieselfde voel as wat ek gevoel het. Wat voel, ek weet nie wat ek gaan doen in my toekoms nie. Ek is onseker oor die toekoms. Ek hoor net negatiewe goed van Suid-Afrika en die rand en die ekonomie en die regering en die politiek by my onderwysers, by my ouers, by my gemeenskap, en ek is onseker. En ek dink as iemand soos jy daar op die verhoog kom staan en sê, met alles wat julle gehoor het van Suid-Afrika, met alles wat rondom ons aangaan,
het ek 'n klommasjien gekoop. En vandag staan ek hier en ek leef my droom. Ek dink dit is inspirerend en ek dink dit is wat Suid-Afrika nodig het en ek dink daar's duisende hoërskoolleerders wat dit graag wil hoor en nodig het om te hoor. En ek het hierdie jaar so 'n bietjie gereflect aan die einde van die Maak My 'n Miljonair seisoen wat ons gedoen het hierdie jaar. En ek het besef ek gee baie mentorskap en baie coaching vir die hoërskool-entrepreneurs. Maar die belangrikste ding wat ek eintlik gee is net permissie. Net sê ek weet almal rondom jou sê 'n klommasjien is nie 'n goeie idee nie en jy gaan nie geld maak nie en jy moet dit nie doen nie. Maar ek staan hier en sê go for it. En ek dink dis wat jy ook doen. Deur jou testimony gee jy eintlik permissie vir al daai hoërskool-entrepreneurs om te sê, as Jason dit kan doen, kan ek dit ook doen. Daar is iemand wat sê, go for it. Hoe voel dit om deel te wees van so 'n change? Wow, dit is amazing. Ek sal niks verruil vir dit nie. Niks verruil nie. Net om te sien, net as 'n entrepreneur na jou toe kom en sê Jason, jy het iets genoem in 'n werkswinkel en dit het my besigheid so baie gehelp. Is die most filling gevoel wat jy in jou lewe kan kry. Ek weet nie of daar nog goed is in die toekoms nie, maar ek dink net daai een klein dingetjie wat jy sê, as dit net 'n impak maak wat generasies laas, is dit al wat ek wens. Ja, want daai les gaan hy leer vir sy kinders en sy kinders gaan leer vir hulle kinders en dan 5 generasies verder is daar 'n ouetjie wat sê, my oupa Groetjie het my geleer dat dit is hoe jy besigheid doen. Hy weet nie sy oupa Groetjie het dit by Jason gehoor nie, maar dit maak 'n impak vir generasies in hulle finansies. Ja, soos ek sê, dit is amazing om hierdie journey saam met jou te stap. En dis my grootste wens om Albert, as daar nou 'n besigheidseienaar, 'n miljonair, 'n biljoenêr daar buite is, wil ek nou ook sê, soos om Albert sê, permissie gee. Gaan vertel daai jong entrepreneur dat daar is hoop. Gaan inspireer hom deur jou storie. Daar is soveel opportunity daar buite om vir iemand net die kleinste stukkie raad te gee. En hy gaan maak 'n massive sukses daarvan. Ja, dis waar Maak My 'n Miljonair gaan, om miljonêers te maak en ek dink baie mense soek net 'n bietjie mentorskap. Nou gepraat van mentorskap, jy coach nou hoërskool-entrepreneurs. Jy het obviously baie by my geleer in jou jaar wat jy deelgeneem het, maar jy het ook baie geleer uit experience uit lesse wat jy geleer het tydens jou journey, foute wat jy gemaak het, jou eie experience uit. En dan natuurlik lees jy ook baie boeke, luister podcasts. Kan jy dalk bietjie share wat is vir jou een van die beste boeke wat jy al gelees het, wat 'n groot impak maak, wat die luisteraars ook kan gaan lees? Wat is jou favorite podcast wat jy luister? Of wie is jou favorite influencer wat jy op sosiale media video's, jy weet, kyk elke dag? As jy so 'n bietjie kan share, ek dink dit sal help as hulle dan ook daai selfde content inneem. Kyk, die boek wat alles begin het. Die boek wat my fondasie gelê het vir my besigheid. En ek dink ook die maklikste beginnerboek is vir my Rich Dad Poor Dad. Van Robert Kiyosaki. Dit het vir my die grootste impak gemaak wanneer ek die meeste nodig gehad het. Okay. So daai boek het regtig in my ingeploeg en ek kan daai lesse nou nog gebruik. Dan as ek mense kan verwys na 'n podcast toe, ek hou baie van sales. Vir my is sales exciting en is exhilarating en ek moet aan iemand iets verkoop wat inherently nie eintlik value het nie, maar deur perception, deur om hierdie ding aan iemand te sell, moet ek vir hom value gee en create en value communicate. Dan stel ek voor, gaan kyk bietjie na Alex Hormozi se video's en sy podcast. Vir my is die beste sales advice wat ek al gesien het. En om terug te kom na die subject van die lesse en goed wat ek nou hierdie jaar geleer het, is my topic van hierdie jaar gewees value. Ek het gesien dat die grootste improver van performance is value. Nie net in jou produk nie, maar in jouself, eers in jouself. Want sales en besigheid en alles kom eintlik neer tot die entrepreneur. Wie is die entrepreneur? Wat se value het hy om te offer vir society?
Wat se value kan hy create uit niks uit nie? Die perfekte business model. En dit was toe my subject van die jaar en baie van die leerders het goeie terugvoer gehad oor die value wat ek vir hulle geleer het uit die werkswinkel. So ek was baie impressed daardeur. Okay, so jy sê bou value, obviously in jou besigheid of in jou diens, maar eerstens in jouself. So, hoe bou jy daai value in jouself as 'n entrepreneur, sodat jy meer het om te offer? Kyk, die beste manier om value te bou, is om jou kennis te bou. Knowledge equals value and value equals money. So, as jy eers jou knowledge basis kan groei, en dan daai knowledge kan practice en oefen, dit kan sosiaal wees, dit kan in besigheid wees, dit kan net 'n conversation wees, wat jou confidence boost, want dit gebruik jy in jou sales, dit gebruik jy in jou besigheid as jy met jou team praat, en dit gebruik jy inherently in alles. So communication, knowledge, al daai goeders is valuable skills wat ek voel 'n entrepreneur moet hê, voordat hy enige idee, enige item, enige produk aan enigiemand kan verkoop. En jy kan dit bou deur boek te lees, deur podcast te luister, deur 'n mentor te kry, deur experience. Prakties iets te gaan doen. Yes. If you want to do something, go do it. Ja. Jy gaan fail, maar dis waar die boeke inkom. Deur jou failures gaan jy leer en analyse wat het jy verkeerd gedoen en so gaan jy groei na 'n tawer, slimmer, sterker entrepreneur soos wat Albert altyd sê. Dit is die goal. Ek het vanoggend 'n video gemaak op social media waar ek gesê het, dis kind of 'n kontrak wat jy teken as jy 'n entrepreneur word. Dit gaan altyd moeilik wees. En jy het nou Alex Hormozy gequote, so ek sal ook. Hy het gesê, as jou besigheid groei, het jy groeipyne. Dis moeilik, dis nie lekker nie. As jou besigheid decline, is dit ook seer, want hy gaan agteruit. As jou besigheid stagneer, is dit ook pynvol, want dit voel jy kom nêrens voorheen nie. So, geen nie om wat se posisie jy is nie, dit gaan altyd moeilik wees, dit gaan altyd pynvol wees. So dis amper 'n kontrak wat jy teken as 'n entrepreneur om te sê, ek agree dat ek sign op vir moeilike situasies en pynvolle situasies vir die res van my lewe. Die reward is, deur elkeen van daai situasies raak jy slimmer, sterker, tawer, beter mens, beter persoon, beter entrepreneur. En dit is die reward. Jy groei in jou lewe. En jy kan net 2 jaar terugkyk na jouself toe jy ingeskryf het. Ja. Wie jy vandag is en wie jy toe is. En daai is die reward. Vir al die moeilike tye waardeur jy gaan en daai struggle. So ek dink vir baie mense dink hulle, jy weet, hulle sien baie influencers op social media en hulle dink, dit gaan net altyd sonskyn en rus. Eintlik is dit die teenoorgestelde. Jy gaan altyd 'n nuwe competitor hê. Jy gaan altyd 'n masjien hê wat breek. Jy gaan altyd moet expand en nuwe dit en nuwe dat en dan change die situasie. Maar saam met dit kry jy daai development en jy kry die voorreg om te leef binne jou purpose. Ek voel Albert, sonder die groeipyne, sonder die hardship, sonder die pyn, waardeer jy nie die reward nie. Die reward is great, maar die reward is nie altyd die goal nie. Of die reward is nie altyd die reward self nie. Partykeer is die reward die pyn, die suffering, die lang ure, die harde tye, die competitors, die phone calls 2 uur in die oggend, die masjien wil nie vir my 'n teddybeertjie gee nie. Dit is die reward, want jy geniet die proses, jy groei, jy maak value, jy skep value in die community. En dit is net so rewarding, maar sonder daai pyn, sonder daai hardship, dan is dit nie achievement nie. Ek voel mense moet aim vir daai hardship en daai suffering. En dan is dit inevitable dat die achievement gaan volg. En dat jy gaan groei as 'n mens. Nou, sê vir my, in die eerste jaar van jou Maak My 'n Miljonair, het ek en Matthew jou nou baie geleer. En jy het besigheid geleer en ons het jou gementor en jy het kind of gedoen soos wat ons voorgestel het jy dit moet doen. Nou is dit 'n jaar verder, jy het nou al jou eie way gevind. Jy het baie geleer uit experience uit, jy lees hierdie boeke, jy luister hierdie podcast, jy het jou eie recipe al gevind van hoe om besigheid te doen. Jy apply nie nou net meer
die resepie wat jy geleer is by Maak My 'n Miljonair nie. Jy het nou al jou uniek resep gekry van hoe jy besigheid doen. Wat is een van die goed wat jy glo oor besigheid, wat jy gebruik in jou besigheid, wat jy doen in besigheid, wat 'n unpopular opinion is? Wat ander mense sou sê, nee, maar jy doen dit en dit werk. Of jy glo dit en dit werk, maar ander mense is van, nee Jason, nee. As ek vir mense vertel, Albert, dat ek glo, hoe minder tyd jy in jou besigheid spandeer, hoe meer geld maak jy. Maar dan in dieselfde konteks bedoel ek, hoe minder tyd jy in jou besigheid spandeer en hoe meer tyd jy op jou besigheid spandeer, hoe meer geld maak jy. En baie besigheidseienaars en baie van my persoonlike vriende en familie val in die owner's trap. En hulle is die sole employee, die soul van die company. Maar ek voel, enige besigheid moet kan werk soos 'n klommasjien. Jy moet hom inplak, jy moet teddies insit en jy moet geld uithaal. Dis wat jy doen. Jy moet hom stok, geld uithaal, that's it. Die res moet animated of automated en delegated processes wees en eliminated process wat nie. Maar hoe meer ek vir mense sê, hoe minder tyd ek in my besigheid spandeer, hoe meer geld maak ek, kan hulle dit nie verstaan nie. En dit is iets waar ek baie terugvoer kry en baie teenstand kry in my journey. Ek hou daarvan, en jy sê dit nie net nie, jy apply dit, want in die begin moes jy R5 gaan deliver en uithaal uit jou klommasjiene uit, teddies gaan deliver en gaan uithaal, jy het as ek reg kan onthou, elke tweede dag of 2 keer 'n week moes jy gaan, en dan moes jy na die masjien gaan service. Nou met jou kaartmasjiene wat jy opgesit het, kan jy 1 keer 'n week gaan en jy maak meer geld. Alweer, dis die coolste gevoel. Ek kan onthou het ek met my eerste masjien daar gesit, die boksie uitgehaal en 1 vir 1 die R5 getel. Toe upgrade ek bietjie, toe koop ek vir my 'n skaal. Dan haal ek die R5 uit, ek weeg dit, ek skryf neer, ek gaan. En nou is ek op 'n level waar ek slaap en 2 die oggend kom die notification, kaching, en daar is die geld van die klommasjien deur op my foon in my rekening. Nou hassle, nou coin counting, nou weeg, niks nie. Dis so great om te sien dat daai prosesse werk en dat die besigheid groei. En yes, die proses was daar om vir jou tyd te spaar, maar in die proses het jou masjien ook meer geld begin maak. Ja. Want ja, die kaartmasjien was daar sodat jy nie hoef R5 te gaan haal nie. So jou initial goal was om minder tyd te spandeer. Maar indirek het dit ook vir kliënte dit moontlik gemaak om meer geld by jou te spandeer. So Each of purchase supply. So jou rule werk, want jy het minder tyd spandeer en Meer geld gekry. meer geld gemaak. Want jy was geforseer om minder tyd te kan spandeer om die regte proses in plek te sit. That's it. Dis awesome. Nou, as jy vir enige entrepreneur, kom ons sê hoërskoolleerder, by al die skole wat jy besoek en waar jy praat en jy weet waar jy hulle inspireer, as daar 'n entrepreneur is wat hierdie pot gooi luister vandag, en hy was nou nie by een van die skole waar jy gepraat het nie, en hy dink by homself, moet ek 'n entrepreneur wees? Moet ek nie? Moet ek dit 'n kans gee? Kan ek dit doen? Kan ek dit nie doen nie? Waar begin ek? Wat is die eerste stap? Is daar soos een les, een stukkie advies wat jy sal deel met so 'n leerder of 'n hoërskool-entrepreneur wat half op die fence is, wat wonder waarom te begin en moet hy begin of moet sy iets doen of nie, of wat doen hulle? My grootste stuk advies sal wees, is vat die grootste risiko wat jy kan nou op hierdie jong ouderdom. Want jy het niks om te verloor nie. Ek het my motorfiets verkoop, ek het my Xbox verkoop, maar al het ek verloor, het ek experience en knowledge gegain, wat niemand van my weg kan vat nie. Iemand kan inbreek en my motorfiets steel en my Xbox steel, maar my knowledge, deur die proses, en ek het gefaal. Ek weet nie of ek hom Albert al ooit vertel het nie, maar die heel eerste klommasjien wat ek gekoop het, was tweedehands, hy het 2 dae gewerk, toe breek hy. En dit kos dieselfde om hom reg te maak as om 'n nuwe een te koop. So toe vat ek die grootste risk van my lewe. My masjien het klaar nie gewerk nie. Ek het klaar gefaal, vir 3 maande lank sê almal vir my klommasjiens gaan nie werk nie. En ek pak die bil by die horings aan en ek verkoop nog goeders en ek koop 'n splinter nuwe masjien.
En al het ek weer gefaal, so ek 'n les geleer het en knowledge gegain het. Maar dit het uitgewerk. En nou sit ek en ek het my droom bereik. Net deur die risiko wat ek geneem het. Investment in geld werk sodat hulle kyk altyd na die graphs en hulle sê koop laag en verkoop hoog, jy weet. Kom in op die laagste en dan sal jy die reward sien in die toekoms. En dan dink ek altyd by myself, imagine jy kon R100 invest 100 jaar terug met compound interest, wat sou dit nou gewees het? Dis altyd amazing om so aan te dink. En ek dink wat jy nou verduidelik het is dieselfde met risiko. Wanneer jy op jou laagste is, dis wanneer jy moet inkoop soveel as wat jy kan. Want dan gaan jou groei baie hoër wees en jy gaan meer reward kry. En ook as jy kan nie R100 invest, as jy kan nie risiko vat, as jy kan jou besigheid begin, is dit beter om dit 100 jaar terug te gedoen het. So, Maar gelukkig, die tweede beste tyd is nou. Dis nou. kon dit nie beter gesê het nie. Tweede beste tyd is nou. So ek dink baie hoërskool entrepreneurs dink dalk by hulle self, nou is nie 'n goeie tyd nie, maar daar gaan nie 'n beter tyd kom nie. Die beste tyd is nou. So begin nou, invest nou, vat die risk nou en die slegste ding wat kan gebeur is jy kan lesse leer, slimmer tawer, beter entrepreneur word en experience opbou. Dis worst case scenario. Best case scenario, jy maak R120,000 op die ouderdom van 19 'n maand. So dis die best case scenario. Best case. So ek dink nie daar is enige risiko aan om dit te vat op daai stadium van jou lewe nie. As jy klaar onder is, jy is in 'n posisie waar jy het nie baie wealth nie. Jy begin nou. Jy het 'n 0 in jou bankrekening. Jy het nie eens 'n bankrekening. Dis die beste plek om te begin invest. Want dan is jy onder en dan kan jy net opgaan. There's nowhere from the bottom then up. Ja, kan net beter gaan van hier. Exactly. Ja. Jy het nou jou jaar se entrepreneurs gesien. Jy het nou hierdie jaar se entrepreneurs gesien en baie saam hulle gewerk en hulle gecoach. Wat was jou persepsie van die hoërskool entrepreneurs wat ons gevind het hierdie jaar in Suid-Afrika? Hoe lyk hulle vir jou? Wat het vir jou uitgestaan? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ek dink die core, die backbone van al ons entrepreneurs is hulle geloof. Om eerlik te wees, wat vir my uitgestaan het in elke jaar, is ons het ongelooflike kinders wat net die beste geloof het. En hulle staan vir hulle geloof en hulle weet waaraan hulle glo. En dan 'n ander key trait is definitief hulle kultuur, hulle respek vir groter mense, ouer mense. Oral waar ons by die werkswinkels aangekom het, was ons gasbeoordelaars ons borge gegroet met hallo oom en tannie. Die respek van ons entrepreneurs en ek voel dit is ietsie wat raak gesien word deur die ouer kliënte, iets wat raak gesien word deur die gemeenskap. Ons kan hierdie entrepreneur kan ons help en ons kan hulle groei omdat hulle hierdie humbleness het. Ongelooflik humble. En dit kan ek sien in Albert ook. Mense sal dink, ek is intimideerd. Ek ontmoet die eerste keer vir hom Albert van Wyk by die werkswinkel, maar Albert is hierdie ongelooflike humble persoon. En ek dink dit is die beste trait in 'n entrepreneur en 'n leier. 'n leier, want aan die einde van die dag, dis nie die entrepreneur wat die besigheid bou nie, dis die span wat die besigheid bou. Dis die entrepreneur wat die span bou. Ons het hierdie ongelooflike vermoë om mense bymekaar te trek. En ek kon dit sien by die uitdagings. Ons het gooi nou 5 of 10 entrepreneurs saam en almal het hierdie vermoë om mense te kan saambring en 'n taak te kan verrig. Maar dan sien jy wie regtig uitstaan in daai groepie en regtig charge neem. So dit is great om dit te en dan so of course bietjie clashes, maar die core traits is geloof, respek, hoe humble hierdie mense is en dan ook dieselfde tyd hoe gewillig hulle is om te vat wat hulle wil hê in die lewe. Ek hou daarvan. Ja, wat vir my ook uitgestaan het van hierdie jaar se groep is hulle ability om saam te werk, relationships te bou, 'n community te vorm. Ek het gevoel in jou jaar was die entrepreneurs baie competitive. Ja. Soos elkeen wou wen. En dit was soos bietjie high tense competition.
Hierdie jaar het ek gevoel die entrepreneurs het baie meer 'n community gevorm. Hulle het eintlik bonds gemaak en by mekaar gaan kuier en dit was so amazing. En hulle het meer 'n unit gevorm eerder as kompetisie teen mekaar. En ek kon dit sien toe ons die wenners aankondig by die gala aand. Almal was bly vir die wenner, vir tweede plek, vir derde plek. Niemand was kwaad of ongelukkig geweest nie. Almal was bly vir die wenners en almal was bly vir die top 10 en dit wys vir my dat daar was 'n groep saam wat gesê het, geen nie om wie van ons wen nie, ons doen hierdie saam en ons stap hierdie pad saam en ek het baie daarvan gehou hierdie jaar. Dis wat vir my uitgestaan het hierdie jaar in die groep. En ek dink dit is die beste outcome vir 'n Maak My 'n Miljonair reeks, want ons wil hê hierdie entrepreneurs moet eendag die ekonomie saambou. Nie in kompetisie wees oor wie kan die meeste geld maak nie, maar in kompetisie wees van hoe kan ons hierdie ekonomie saam dryf en gesond kompeteer onder mekaar en saam die land te verander. Presies net so. En op die ou end van die dag wil ons 'n ekonomie bou waarin ons kinders en ons kleinkinders nog steeds suksesvol kan wees. En dit hang af van julle jong entrepreneurs en die volgende generasie wat daai ekonomie gaan moet bou. So ek so bly dat ons hierdie waardes kan sien in hierdie jong entrepreneurs, want dit gee vir my 'n geruste hart dat ons ekonomie gaan heeltemal oukei wees vir die volgende paar jaar as hierdie entrepreneurs wat deelgeneem het aan Maak My 'n Miljonair in beheer gaan wees van daardie ekonomie. Dan slaap ek lekker in die aand. Ek het hoop. 100%. Ons is in goeie hande. Ek het positiwiteit vir die toekoms. Kom ons gaan terug 'n jaar. Kom ons praat oor jou Maak My 'n Miljonair journey. Jy het ons nou vertel 'n bietjie van die storie. Jy het ingeskryf, jy het toe op die ouend gewen, die trofee daar gehou in die Atterbury Theater. Wat was jou favourite deel van die kompetisie? Deur die hele 8 maande. Brandbank, werkswinkels, challenges, gala aand. Ek weet obviously favourite moment gaan wees gala aand toe jy die trofee in die lug hou. Dit was so cool. Maar anders as dit, wat was vir jou 'n favourite moment en dan wat was vir jou jy weet iets waaraan jy kan terugdink wat 'n smile op jou gesig sit wat jy altyd saam mee gaan vat, wat jy soos van daai was 'n moment. Ek dink my defining moment van die kompetisie, iets wat my die momentum gegee het, wat ek geweet het hierdie kompetisie is myne. I have it in the bag, was die brandbank. Ek het opgedaag by die brandbank, ek het my pitch gedoen. Oom Marcie se heel eerste vraag aan my was, hoekom is jy nie klaar 'n miljonair nie? En dit was soos die crazieste ding wat ek gehoor het. En net daar toe ek uitstap uit daai brandbank uit, met al die raad wat ek gekry het, met al die mentorskap, met al die challenges op my idees. Dis nie net mense wat sê, ja my seun, jou idees is great en alles gaan werk en sonskyn en rosies nie. Dis 4 ervare mense wat jou uitdaag, maar hoekom sê jou idee gaan werk, Jason? Maar hoekom is jou besigheid die beste besigheid? En daai het my soveel confidence gegee om te kan instap by enige boardroom, enige meeting, enige restaurant en myself te kan verkoop. Ek voel daai was my defining moment en een van my gunstelinge oomblikke van die hele show. En dan as ek kan terugdink aan ietsie wat my regtig maak glimlag het en ietsie wat my regtig bly gemaak het, was toe ek na die werkswinkel met oom Albert gesels het. En oom Albert is soos, Jason, het 'n goeie besigheid, ek wil saam met jou invest. Want toe sien ek dat oom Albert potensiaal in my besigheid sien en dat oom Albert potensiaal in my sien. En overall, die relationship wat ek kon bou met oom Albert en Matthew en Shaniqua is net vir my so waardevol. Want is nie net in besigheid nie, maar persoonlik is oom Albert 'n mentor vir my. As 'n life coach, as 'n fitness coach, as you name it, as ons gaan golf speel en ons lag net oor dinge wat gebeur, is dit so amazing hoeveel value ek uit dit uit kon kry. Dit is awesome om dit te hoor, Jason. Dit is 'n massive plesier om met die journey saam met te stap. En ek dink die coaching was vir baie lank in een rigting, maar nou begin dit draai. Nou ons praat saam oor idees en lesse wat jy geleer het en lesse wat ek geleer het. En dis vir my ook special om daai ding te begin bou waar ons is nie meer net 'n mentor-student relationship nie, dit raak 'n peer. Ons werk saam en ons bou saam aan iets. En veral soos Maak My 'n Miljonair bou ons nou saam. Ons gaan saam na skole toe, ons werk aan die goal, ons werk aan die missie. En dit is vir my awesome. So nee,
ek geniet dit net so baie soos wat jy nou gesê het. Dit is 'n absolute voorreg. En ek dink jy begin dit bied vir die deelnemers wat hierdie jaar ook deelgeneem het. Ek kon sien jy en Rian wat hierdie jaar gewen het ook 'n close relationship begin bou so na die einde toe. En hoe sien jy daardie experience om nou te kan sê, soos wat jy nou gesê het, hierdie is wat ek gekry het by hom Albert. Nou gee ek dit vir 'n Rian. Jy weet, hoe voel dit vir jou om terug te kyk en te sê die rol wat ek geadmire het is nou waar ek staan. Hulle sê Albert, surround yourself with people like who you want to become. En ek dink ons geen beter platform as Maak My 'n Miljonair nie. En ek sien my relationship met Rian nie net as mentor en student nie, maar partykeer dien Rian ook as 'n mentor vir my. Dit is baie 'n symbiotic relationship. Rian doen iets en ek kry inspirasie daarvan. En ek doen iets en Rian kry inspirasie daarvan. En om te weet dat dit alles net kom van coaching sessions en van brandbanke en van challenges en uitdagings en net daai stappie vorentoe. Dit is vir my 'n eer om elke jaar te dien as 'n mentor vir die entrepreneurs en dan ook is dit vir my lekker om te sien hoe ek by hulle ook net soveel leer soos wat ek voel ek vir hulle leer. Elke liewe jaar. En partykeer dink ek mens leer meer wanneer jy vir ander mense probeer leer, dan kyk jy dieper na jouself en dieper na hoe jy perform. Want jy weet, jy vertel nou vir iemand iets en dit is dalk nie 100% in jou lewe nie, maar jy weet dit is hoe dit moet wees. En dan gaan jy terug en jy gaan bou. En dan create ons jou 5, jou 10, jou 1000 mense waarmee jy self surround, wat net vir jou 'n beter persoon gemaak. Nou, dis awesome. Mooi gesê, mooi gesê. Sê vir my, kom ons kyk na die ander kant van Maak My 'n Miljonair. Wat is van jou funnieste moments wat jy al gesien het in die 2 jaar? Ons was in jou jare, obviously nou hierdie jaar wat ons getoer het en gevlieg het en oral was. Wat is een van die snaakste goed wat gebeur het? Wat jy net gedink het, hierdie is iets wat ek gaan hou saam met my vir ewig, of iets wat gebeur het wat jy nie kon glo nie. Ja, Albert, daar was baie funny moments, cool moments. Eerstens, as ek kan gaan na snaakse moments toe ons skoolbesoeke gedoen het. In die oggend ry ek 4 uur die oggend Potch toe en ons is super excited met die skool te praat. En dan voordat ons praat, dan jump ons eers bietjie rond. Dit was vir my so funny. Ons gaan om 1700 leerders te inspireer. En ons warm-up is bietjie rondhop en dribbel om daai energie te harness. En dit was so lekker hierdie jaar om saam met die entrepreneurs te kon toer. In ons jaar was dit lekker, maar ek voel nie ons het daai band gehad met mekaar nie. Ons het tyd saam spandeer by die oorde. Ons het tyd spandeer toe ons nou die challenges gedoen het, maar toe was die hele tyd daai competitive drive. En ons het regtig hierdie jaar snaakse experiences gehad. Shame Tony wat Scorpion gedoen het by Hartenbos. Ons het ek kan onthou vir my 'n snaakse moment is waar ek agter die golfkarretjie aanhardloop en Janke speed met die kamera en ek kry net nie opgevang nie. Ek en Albert wat 'n berg uithardloop by Fredini Spa. En ons kom daar aan en ons moet present. Dit was net so cool, so amazing experience. En vir my was die favourite aand aan die einde van die toer toe ons daar by Hartenbos gesit het, net so voor die Milky Lane is al so arena. En toe sê ons elke een van die deelnemers moes sê wat was vir hulle so 'n favourite moment. En dit was so lekker om deur al 30 van hulle se moments te gaan. En dan kry jy eintlik 'n hele ander perspektief oor wat Maak My 'n Miljonair is. Ons gaan in die begin van die jaar en ons dink ons gaan hierdie skole besoek, ons gaan hierdie bewusmaking doen, ons gaan hierdie konsepte teach, ons gaan hierdie besighede groei, maar dan is jy van die entrepreneurs af hoor wat dit hulle lewe verander. Dan is dit heeltemal ander goeders wat gekom het tydens die journey en tydens die saamwerk saam met ander entrepreneurs en dan kom jy agter hulle het eintlik baie ander lesse geleer as wat jy gehoop het hulle sou uiteindelik baie beter lesse geleer as wat jy beplan het.
En Dis dit die- is nice om te sien. Dit is die lekker ding van entrepreneurskap. Ek voel as jy apply wat Albert nou leer en wat ons leer vir die students, kry jy soveel meer terug as net besigheid. Jy groei persoonlik, jy groei sosiaal, jy groei geestelik. En dit is soveel meer. As jy net daai blueprint volg, voel ek jy groei in all aspects of life. En nie net in besigheid. En ek kon dit waarlik sien in myself en in al die entrepreneurs wat hierdie jaar saam ons getoer het. Kom ons praat geld. Hoe voel dit om 'n 19-jarige te wees wat R150,000 'n maand maak? Ja, Albert, ek kan dit party daar neers glo nie. Voel jy soos 'n OG of voel jy soos 'n kom ek sit dit in perspektief vir die luisteraars. Ek het 'n ingenieursfirma met 34 ingenieurs wat vir my werk. My highest paid ingenieur wat vir my werk, kry R150,000 per maand. Dit is 'n oom in sy 60's met sy hele karier as experience. Hy's op die toppunt van sy karier. Hy's die mees experienced en sy max, sy ceiling is R150,000 'n maand. Dis die top siviele ingenieur. En jy's 19 jaar oud en jy het dieselfde salaris of inkomste. Hoe voel dit? Oom Albert, dit is moeilik om nie off track te gaan nie. Moet sê, as 'n 19-jarige is daar baie aardse dinge wat so aanloklik lyk. Jy wil 'n nice kar ry, jy wil in 'n fancy huis bly, jy wil die beste klere dra, die beste watches en jewelry. So dit verg baie dissipline om dit 'n stap terug te neem en te sê nee. Ja, die account, jou geld wys jy's op baie level, maar kom terug na hierdie level toe. Want ek voel onnatuurlike groei kan jou partykeer in die rug byt. 2 jaar terug sit ek by die huis en ek eet 2-minute noodles en ek het nie 'n sent agter my naam nie. Ek moet vir my pa vra om gras te sny of sy kar te was om 'n koeldrank by die Snoepie te koop. en nou is daar al hierdie geld in my rekening, maar ek weet dit gaan nie daar bly as ek nie aanhou invest nie. As ek nie aanhou klommasjiens koop nie. In actual fact, as ek nou so kan vertel, in my maak my 'n miljonair jaar, het ek glad nie 'n salaris vir myself getrek nie. Ek het glad nie 'n sent uit my besigheid uitgeneem nie. Ek het eintlik gaan waiter op die sideline. Ek het my besigheid bedryf, ek was in matriek, ek het gewaiter om geld persoonlik te hê en van daai tips het ek ook in my besigheid ingedruk. En ek stiek tot wat ek ken en waarmee ek gemaklik is. Die klere wat ek het, is die klere wat ek het. Die kar wat ek het, werk vir my. So totdat ek op 'n vlak is wat ek nou sê, okay, daar's te veel geld, daar's nie meer plekke oor om klommasjiens te kan plaas nie. Voel ek, jy moet net jouself bietjie humble. Jy moet bly by hoe 'n boontjie groei. 'n Bonsai boontjie vat jare om te groei en te trim om te buig. Al kom maar ekstra reënwater, al kom maar ekstra sonlig en ekstra grond. Hy moet net by sy natuurlike rytme groei. En dan weet jy hy gaan strong en solid en gewortel en hy gaan bly staan vir jare. Ek het vinnig besef, ek wil nie net een van daai one-hit wonders wees wat ek opmaak my miljonair was. Ek het my pinnacle bereik en van daar af gaan ek net onder toe. Ek dink net daai sin in sy eenheid bewys hoekom jy die wenner is van jou jaar van Maak My 'n Miljonair. Dit is baie wys. En ek sien baie jong entrepreneurs wat nie so wys is met hulle geld nie. En ek dink ek het ook baie kritiek gekry daaroor toe ek begin het. Ek meen, ek het op universiteit, het ek my eerste eiendom al gehad. Ek het huurders gehad wat my huurinkomste gegee het. En my vriende het in nice flats gebly. Hulle het nice karretjies gery. En ek het 'n 1952 Volvo gery wat ek gekoop het vir R8,000. Sonder power steering, sonder heaters in die winter, sonder aircon in die somer. Ek het nog by my ouers gebly wat 'n baie unpopular opinion is op universiteit. Dis nie die cool ding om te doen nie. Maar ek het al 'n property gehad met huurders, met inkomste wat die ander studente nie gehad het nie. En net deur so te leef het my opgeset vir alles wat ek vandag kan hê. En ek dink ons sien dieselfde in jou journey. Die feit dat jy als terug geïnvest het, sit jou in die posisie waar jy nou daardie tipe geld kan verdien. En dis baie wys
om nou al op hierdie ouderdom daai emotional maturity te hê, om te sê, ek werk nie vir die nou nie, ek werk vir die toekoms, want ek bou aan iets baie groter as net 'n one-hit wonder. Dit is baie wys van jou om soos dit te operate, en ek respect jou vir dit. Want dit is maklik om te sê, hey, kom ons gaan. Jy weet, hier's geld in die bank, kom ons gaan doen hierdie, of kom ons gaan doen daai. Dis baie maklik om dit te doen, maar ek dink ook, dit kom van 'n plek af van, jy het hard gewerk vir jou geld, jy het dit met sweet verdien, en daarom het jy ook meer respek vir dit. En daarom gaan jy dit ook nie net sommer mors nie. 100%, en dit is goed gesê om Albert, en ek voel, partykeer om Albert praat baie van 'n wortel en 'n stok. En ek dink dit kom daarop neer tot op die dissipline. Hoe bou jy die dissipline om jou geld te invest, om te lewe met wat jy het? En dit kom neer op, om Albert sê, jy het 'n stok wat jou dryf, wat jou wegjaag, waarvoor jy bang is. Jy wil dalk nie arm wees nie, jy wil dalk beter gesondheid vir jou familie kan verseker, deur health plans, deur al hierdie goede, en dan het jy 'n wortel wat jou droom is. En oom Albert sê altyd, hoe groter jou wortel en hoe swaarder jou stok, hoe meer dissipline gaan jy hê om binne daai boundaries te bly en te hardloop na jou wortel toe, sodat jou stok jou nie invang nie. En dit is belangrik, my advies ook aan 'n entrepreneur daar buite, is gaan vind uit, wat is jou wortel? Wat is jou droom? Oom Albert vat ons in die werkwinkels en maak ons droom so diep. Almal sê altyd, okay, my droom is om ryk te wees. Hoe ryk wil jy wees? Okay, my droom is om 'n groot huis te hê. Hoe groot is jou huis? Wat se kleure is die mure? Wat se paintings het jy in jou huis? Dis hoe diep oom Albert dit vat, en is eintlik belangrik, want dan weet jy presies waarna toe jy werk en presies wat jy moet doen om dit te kan bereik. Ja, en jy moet eintlik 'n emosionele koneksie aan daai droom hê. So is nie net goed genoeg om te sê ek soek 'n huis nie. Dit is, wat beteken daai huis vir jou? Gaan jy familie dinners daar hou? Breakfast saam met jou kinders? Hoe lyk daai interaksie? Sit jou familie om die tafel saam met jou? En dit is waaraan jy die droom koppel, daai moment, daai ding wat jy wil hê, iets wat jou emotional maak, iets wat connect aan jou. Want dan, elke dag wat jy nie hard werk aan jou besigheid nie, is 'n dag langer wat jou familie nie om die tafel saam met jou kan sit nie. En dit is 'n tawwe stok. Dit jaag jou, en dis 'n beautiful wortel waarna toe jy gaan. So as jy kan jou droom so in detail vat en dan 'n emosionele koneksie aan daai droom sit, dan hardloop jy baie vinnig. En dan, soos jy sê, is dit baie maklik om dissipline te hê en te sê, ek gaan nie nou gou my geld spandeer op hierdie of hierdie nie, want die geld wat ek nou spandeer op hierdie meaningless goeders, is geld wat ek eintlik kry waarvan ek my droom verkoop. Met elke R100 wat ek nou spandeer op iets simpel, is R100 waarvoor ek my droom verkoop. My droom wag daar vir my, maar ek is besig om hom nou te verkoop, deur om te verruil vir al hierdie ander goeders wat ek nou kry. As ek hierdie goeders nie nou koop nie, dan protect ek my droom. En as jy so daarna kyk, dan is dit maklik om dissipline te hê. Ja. Nou kom ons sê, daar was nou 1 of 2 keer wat jy dalk nie so baie dissipline gehad het nie. Is daar een moment waar jy jou geld spandeer het op iets wat jy dink, ek moes nie my geld spandeer het op dit nie. Is daar een bad financial decision wat jy al gemaak het? Of Ja. kan jy sê, so far het jy clean slate? Kyk, definitief dink ek het al bietjie van die pad af gedwaal hier en daar. Dis maklik om vir vriende te sê, man, kom ons gaan geniet ons tyd, ons gaan bietjie gaan uit eet, ons gaan bietjie gaan kyk. Ek stiek sommer vir almal. Soos om Albert gesê, jy kry daai moments, dan dink jy, okay, ek voel soos die G, ek gaan al my vriende stiek, en ons gaan eet, en ons gaan kuier, en gaan net lekker wees, en dan dink ek terug, en dan sê ek soos, daai is 3 sakke se teddies, net daar. Ja. En daai 3 sakke se teddies, maak weer vir my 9 sakke se teddies se geld. Ja. En ek verruil dit net vir daai oomblik. Daai bietjie. Maar dan moet ek wel sê, daar is tye wat dit geregverdig is. Daar is tye wat jy geld kan uithaal op ietsie soos 'n ete, maar jy invest dan in 'n koneksie. In hoe kan ek sê,
soos jy probeer na 'n relationship bou wat symbolies gaan wees. Daai persoon het baie value om te offer. Dan is dit die moeite werd om R1000 te ruil om hulle te stiek vir 'n meal en hulle leer jou besigheidsprinsip wat vir jou honderde duisende gaan maak in die toekoms. So daar is sulke oomblikke, maar ek het al gedieweheid. Of selfs net vriendskappe en meaningful relationships en om tyd te koop saam met jou familie of jou vriende of wat omgee vir jou. Om jou ouma uit te vat vir 'n wimpy breakfast. Jy weet, so tipe iets. Ek dink dit is ook waaroor die lewe gaan. Jy moet daai meaningful relationships hê, jy moet jou health in plek hê, jy moet daai tipe goeders en jy kan maar geld spandeer partykeer op daai goed, solank dit binne jou 70-30 principle val. Ja. Of even beter 90-10. Dit is my Doen jy 'n 90-10? Ek doen 'n 90-10 en dan enigiets oor dit moet ek hustle op die sideline. Ja. Soos ek doen nou nog sports memorabilia auctions vir ekstra geld, wat ek ook nog in besigheid inploeg, maar dit is dan hoe hulle deel. Maar ek voel 'n 90-10 op 'n 19-jarige ouderdom. Dalk as jy 'n familie en kinders het en het huis en het baie meer responsibilities, dan 70-30 perfect. Maar ek dink jy kan doen met 'n 90-10. En wat ons daarmee bedoel is 90% van al jou inkomste reinvest jy en jy leef net op 10%. Jou lifestyle is 10% van jou inkomste. That's it. Ja, 100%. Ek coach al die Maak My Miljonair deelnemers 70-30, so ek sê 70% van jou inkomste moet jy herinvesteer en jy mag net op 30% leef, want dis hoe ek leef. Al my inkomste wat ek maak uit al die eiendomme en die besighede en die goed, ek reinvest 70% van dit en ek leef net op 30%. Maar as jy 90-10 kan afpoel, en as jy nou al dit kan doen, solank as wat jy jou leefstyl binne die 10% hou, en daai 90% groei, gaan jy die huis en die familie en die kinders en die karre en alles kan hê op jou 10%. En dit is die ding, hoe groter, hoe meer responsibility kry, hoe groter moet jy jou 10% groei. So jy word in 'n blik gedruk om jy 90% te groei, sodat daai 10% bietjie meer is. En dit groei eksponensieel vinniger en vinniger hoe meer geld jy weer terug insit. Ja, en dis jou wortel in die stok ook, wat jou forceer in daai rigting. Jason, wat is op die horison vir Jason Coulson in die volgende 5 jaar? Ons het nou gehoor wat jou storie is van Maak My 'n Miljonair se dae af, waar jy begin het, waar deur jy is. Ons het tools en tips en lesse by jou gekry. Wat kan ons verwag van Jason Coulson vir die volgende 5 jaar? Daar's baie wat gaan gebeur in 5 jaar van nou af, Marvin. Ek dink daar's 10 jaar se growth opgekram in 5 jaar. Ek sien myself oor 5 jaar met 225 masjiene. Dis 25 masjiene in elke provinsie van Suid-Afrika met 'n hoofkantoor gestig in Johannesburg. Oor 5 jaar, dis een van my personal goals ook, sien ek myself as 'n karate wêreldkampioen waarvoor ek gekwalifiseer het. Ek doen al 13 jaar karate en is ietsie wat aan my dissipline gebou het en aan my dryf en ek het wêreldkampioenskap oor 2 jaar. En oor 10 jaar van nou, 5 jaar van nou, sien ek myself met 'n online arcade waar ons klommasjiens international maak. Ek wil 'n klommasjien besigheid vat na 1.6, 2.5 miljoen rand 'n maand besigheid in die volgende 5 jaar. Dis amazing. Ek sien uit om dit te sien. Ek sien uit om my journey saam met jou te stap. Dit gaan amazing vir my wees om deel te kan wees van daai storie en te sien hoe dit 'n realiteit word. En dan een van jou 5 jaar goals wat jy gemis het, is daai Beechcraft C90 vliegtuig wat ek en jou saam gaan koop. Definitief, maar daai mag dalk vir ons 'n 2 jaar goal word. Ek hustle vir dit. En dan moet ek ook bylas, deel van my 5 jaar goal is om aan te hou invest, my tyd invest, my geld invest, my resources en my knowledges te invest in Maak My 'n Miljonair. Want ek weet wat so groot impak dit vir my gemaak het en as ek net kan bylas op ons die idee, op wat ons doen, weet ek ons kan vir generasies wat kom 'n groot impak maak en 'n verskil maak. Dis amazing om jou as deel van die span te hê, om saam met jou te kan werk, om te hoor hoe jy praat, om te hoor wat jy als doen en wat jy reg kry en wat se inspirasie jy is vir die res van Suid-Afrika. Ek so opgewonde om hierdie journey saam met jou te stap nog in die toekoms en te sien hoe jy hierdie goals achieve in jou lewe en die voorbeeld wat jy gaan stel vir al die jong entrepreneurs daar buite in Suid-Afrika waarna hulle kan opkyk
en ek is opgewonde om te sien wat jy nog alles gaan achieve in jou leeftyd en ek is dis my groot voorreg om daardie journey saam met jou te stap. Dis lekker om ook hier saam met jou weer op die brandbank te sit en saam met jou te gesels. Ek hoop jy die podcast geniet so baie soos ek. Verseker. Ek vertel hom Albert baie elke keer, elke liewe keer wat ek hom Albert ontmoet en ek maak dit 'n uitdaging om te measure. Elke keer ek hom Albert ontmoet vir 'n koffie of net 'n chat of net oor die foon, het ek nuwe inspirasie, is ek meer driven om Albert gee my net nuwe energy en nuwe moed vir die toekoms. Dis 'n groot voorreg. Thanks so much. Ek dink hy was goed.